dis nogal so moeilik om, ek is hard, dis nogal vir my so moeilik om kerk en Christen te wees, want ek weet nie of ons nou moet bly wees oor gister se oorwinning oor Wallis en of ons medelee moet betoon teenoor die Wallisers nie, maar ja, ons het gewen, nee, goed gewees. En dieselfde nou seker met Frankryk met die onder 20s, ons is weer wêreldkampioene en ons moet seker maar weer medelee betoon aan die arme ander nasies. En 3 keer het vanoggend gewen, soos nou seker weer medelee betoon. Maar dis lekker om 'n bietjie aan die wenkant te wees, nê? Nee. Julle klink 'n bietjie gevrek vanoggend, as julle hier. Moet ek medelee betoon of wat gaan aan? Baie welkom hierso, mag dit vir jou 'n goeie geleentheid wees, mag jy die Here se teenwoordigheid en sy liefde ervaar. Dis so die laaste week van die vakansie, dan is ons weer terug na volle sterkte. Die band is ook vanoggend weer nog so rukkie af, so van volgende week af is almal weer aan die gang. Ons maak klaar met 'n reeks wat ons begin het so vir die vakansie. Wees in beheer van jou lewe, en dan ons gesels oor wat is die belangrikste, dat Jesus die CEO van jou lewe moet wees, en dat dit wat hy kom maak het, sy liefde kom betoon, en ook ons waarde moet wees, en dat ons moet droom en ook gaan doen, nie net by droom vashak nie, maar God se droom voortsit in die wêreld. En dan vandag gaan ons bietjie gesels oor, is 'n splinter nuwe missie waarop hy ons stuur. Hy het 'n ander droom vir ons, en as ons wil sê dat hy ons hoof is, dan moet ons dit gaan doen wat hy vandag vir ons gaan sê. Volgende week begin ons met 'n splinter nuwe reeks, Reset. Ons het so aan die einde van laas jaar, of is die begin van hierdie jaar, het ons 'n reeks gedoen oor Elia se lewe, en dit was 'n lekker, ek dink die reeks naam was Chaos geweest, en ons het by Elia vasgehak, maar dis die eerste dominee, en toe gee hy oor vir 'n ander dominee, sy naam was Elisa, en dis waar ons nou gaan stilstaan vir die volgende 5 weke, van volgende week af. Reset, wat moet in jou lewe gestop word, sodat iets kan gebeur dat God, en dis die lekker van Elisa, hy vra vir dubbel die porsie wat Elia gehad het. So die tweede dominee sê, gee vir my wat my voorganger gehad het, maar dubbel dit. En God dubbel dit. As Elia 7 wonderwerke doen, dan doen Elisa 14 wonderwerke. En so word alles gedubbel in sy lewe. Wat moet ons laat vaar om 'n dubbel porsie van God se genade te kry? En dis so lekker, ek sien uit na die reeks. Bietjie later in die kwartaal gaan ons 'n reeks hê oor anxiety, oor angs. Een van die groot siektes van ons tyd, daar's 'n paar groot siektes van ons tyd. Depressie is een daarvan, waar 'n hele rits ander boelgoeders bykom. En die ander ene wat saam met depressie, amper die flipside van depressie is anxiety, waar ek bekommerd is. En interessant, nee, dat depressie het te maak met gister. Dit het te maak met, ek voel nie goed genoeg nie, en ek voel bad, want gister se goeders lê swaar op my. Anxiety lê die goeders in die toekoms. Ek is bekommerd oor, hoe gaan ek die dag kan aftree, en hoe gaan ek my gesondheid wees môre, en gaan ek okay wees na die verkiesing, en dis waar anxiety is. So ons gaan 'n bietjie praat oor die probleme van môre, maar dis 'n bietjie later in die kwartaal. Net 'n vinnige laaste, ene is die 15de Augustus, is Lindy Strydom hierso, Saterdagoggend, daar sal reeds 550 kaartjies verkoop. Annelies sê ons mik na 750, so ons mik om die auditorium lekker chock-en-blok vol dames te hê vir die oggend. As jy nog nie kaartjies gekoop het nie, praat met Annelies asseblief. Ons het ook gesê, as jy van graad 10 af, behoort die girls ook te kan betrokke wees, en te kan verstaan, so julle is welkom, as julle dogters wil saambring, so van graad 10 se kant af. So van volgende week af is die kategese weer in die gang, die kinderkerk en die kleuterkerk, alles is 100% aan die hol. Maar vir vandag kom ons raak sommer net so vir 'n oombliekie rustig, en dan terwyl ons rustig raak, Here, wil ons sommer aan U al die lof en die eer en die aanbidding bring. Wil ons sommer net so half nader skuifel aan U, en net onsself kom ledig, kom leeg maak voor U.
Want almal van ons het 'n verwagting om vandag by U te kom hoor wat U wil hê ons moet doen vir môre en oormôre. Help ons Here so treukie vir treukie. Ons sit en kyk en wag op wat U vir ons kom leer. Amen. Mag die Here se genade en sy liefde by ons elkeen wees. Mag jy gegroet wees in die naam van Hom wat Vader en Seun en Heilige Gees is. Amen. Daar's nog net vir offergawes en daarna gaan ons sommer net rustig luister na 'n lied. Jy kan sommer net rustig bly sit en sommer net self in die stemming bring.
Here, ons eer U as die groot God, vir wie ons net verbuisterd staan. Eintlik kan ons niks sê nie. Ons kan nie eens probeer om U te probeer verduidelik in al die almag en majesteit nie. Maar ons weet dat eendag gaan die weer op die wolke afkom aarde toe, en dan word die aarde, die nuwe aarde, en vul dit met U majesteit, en waar dit vandag U majesteit nog steeds op aarde is, het dit al verdof, en is ons die mense wat dit juis verder bevuil. Help ons, Here, om vandag anders na die wêreld te kyk, anders na hierdie mense wat U op die aarde geplaas het. Geet ons U missie sal raak sien. Amen. Dalk het 'n laaste opmerking, die Springbokke was nou nice, en die Babyboks was nice geweest, en Driekus was nice geweest, was daar nog iets? O ja, gister se fietsry, ek weet nie wie van julle kyk fietsry nie, maar dis 'n ongelooflik, in Tour de France, Pogacar is net in sy eie league. As jy vanmiddag iewers klaar geslaap het en verveeld by die huis rondsit, gaan na kanaal 206 toe, dink ek is dit waar dit is, maar dis incredible, jy kan nie glo dat iemand so briljant is in die Alpe nie, dis net incredible, nee, die Pyreneese gebergte, dis net ongelooflik. Is iemand nog opgewonde daaroor? Net ek en Elmarie. Yes, terlei. Sê jy dat kultuur moet leer. Ons is besig met die reeks oor leers, gesê maar daar's sekere leers ons dalk in die vakansietyd weer moet regpak. Meeste van ons het iewers die garage reggepak of 'n kas reggepak, terwyl die kinders by die huis is, gesorg dat hulle goeders uitsorteer, dat jy weer 'n klomp goeders kerk toe kan bring, wat die kinders nie meer dra nie, wat hulle uitgegroei het. Maar dis goed om so 'n bietjie reg te pak. Ons gesê ons moet kyk na wie is die baas van ons lewe, wie is die baas van my geld. As jy dink dis jy, maak jy 'n fout, dis jou vrou. Nee, ek wil dit sê. Wie is die baas van jou beroep? Wat doen jy met jou beroep? Wat maak jy met jou familie? Wat maak jy met jou huwelik? Wat maak jy met jou passies, met jou hobbies? Wat maak jy met hierdie lewe wat die Here vir jou kom gee het? En ons het gesê, ons het 'n nuwe CEO, 'n nuwe baas in ons lewens. Kan ek net gou hierdie ding so 'n bietjie verduidelik, want ek dink dis nogal belangrik om dit te verstaan, dan gaan ons vandag se preek so 'n bietjie beter verstaan. Sê nou maar net, ons het 3 werkers wat hier by ons by die kerk werk, Benjamin en Jeffrey en Batson, maar sê nou maar net, hulle sny gras en hulle sorg dat die plek elke Sondag reg is vir ons, en die matte gesuig is, en die vloere gewas is, en die toilette skoongemaak is, so hulle het 'n klomp werk, maar sê nou maar, ons was nou nie hier gewees nie, die gebou was nou net 'n leë gebou, en die bosse het gegroei, dan waarskynlik, en ek is baie lief vir hulle 3, dink ek, hulle gaan nou maar net inkom, en hulle gaan hier by die hek rond sit, en hulle gaan 8:00 begin, en vanmiddag 5:00 gaan hulle chaila, maar daar gaan nie veel gebeur nie, en dit is nie omdat hulle net lui is nie, of omdat hulle net nie wil werk nie, maar dis omdat daar, wat moet ons nou maak? Hoekom kan die plek nie mag groei en verder groei nie? Hoekom moet ons die stoele nou so sit? Hoekom moet die verwarmers hier staan? Hoekom sal hierdie goeders nou moet gebeur? Daar's mos nie 'n purpose nie. En toe daag Gerard op, en Gerard gee vir hulle purpose, maar my purpose, of ons purpose. Julle het gesê, hier's 'n kerkraad, en die kerkraad sê, okay, hier's 'n dominee, ons gee vir die dominee werk, ons sê vir die dominee, jy moet sorg dat die gras gesny is, jy moet sorg dat die stoele reggepak word, jy moet sorg dat hierdie goed gebeur, en nou word ek ek wil nie die woord baas gebruik nie, maar kom ons sê nou maar die baas, en nou moet ek hierdie ouens lei om dit te doen. So, ons purpose, my purpose, word hulle purpose. En as ons dit verstaan ons Jesus. Hy is die CEO. Ouens, ek en jy moet onthou, ek en jy is nie die baas van, die Bybel gebruik die woord Kyrios, die Griekse woord, wat beteken baas. Hy is die eienaar. Dis nie ek en jy nie, ek en jy wil graag baas speel, maar ons kan nie. Party van ons wil baas boy speel. Ek weet nie of mense nou die woord mag gebruik nie, maar in die fabrieke, in die myne het hulle dit gebruik in die 80er jare. Jy het gedink, jy is nie die voorman nie, maar jy is die hoof van die harde werkers. En party van ons dink ons is die voormanne, of die mynkapteine. Ek gedink, ons call die shots. Is nie waar nie. God is die
die CEO. En hy het vir ons 'n nuwe stel waardes kom gee, en eintlik het hy dit opgesom met een wat 2 geword het. Of een wat 'n flip side het. Jy moet die Here jou God lief hê, en moet jou naaste soos jouself lief hê. En dis die bottom line van die CEO se werk, is om lief te hê. En hy het gesê, jy kan droom, maar jy moet hierdie liefde waar maak. Daar's 'n nuwe manier van lewe, en dis om met liefde oor en oor te lewe. maar nou is die vraag, so hoekom was Jesus nou hier? Waarvoor het hy aarde toe gekom? Of kom ek vra die vraag anderste. Waar sou Jesus vandag gewees het? Dalk nie nou tussen 8:30 en 9:30 nie, maar waar sou Jesus 9:30 vanoggend gewees het? Of 6:00 vanoggend gewees het? Of Woensdag 11:00? Waar sou hy betrokke gewees het? So kom ons kyk gou, wat was Jesus se rede omdat hy aarde toe gekom het? Die seun van die mens het immers gekom om te soek en te red wat verlore is. Punt. As jy soek na rede hoekom Jesus hier is, hy het gekom vir 'n rescue mission. Hy het gekom want ons is in die moeilikheid. Hy het gekom want die aarde se mense is in die moeilikheid, en hy het gekom om ons te kom red. En dis die bottom line van Jesus se koms. En daarom is dit die CEO se mission is, dan moet dit ook my en jou se mission wees. Soos wat Benjamin hulle die mission van ons as gemeente verstaan, om 'n plek te wees waar ons na die woord van die Here kan luister, om toegerus te word, om uit te gaan, so is God se mission, dat ons elkeen 'n spreekbuis moet word vir hom. Ek gaan 'n storie vertel. Dorothy Fletcher in 2003, so 23 jaar terug, is op pad van Engeland af. Sy's 'n Engelse, 'n Britse burger, en sy's op pad na haar dogter se troue in Amerika. En terwyl hy oor die Atlantiese Oseaan vlieg, raak sy siek, en sy begin so half flou word, en sy val so bo haar dogter lang in die sitplek langs haar. Die vliegtuigpersoneel word in kennis gestel, en hulle kom help daar, en hulle sien maar hierdie vrou het waarskynlik is besig om 'n hartaanval te kry. En die een stap vorentoe na die kaptein toe en vra asseblief, hoor of daar nie 'n mediese personeellid of dalk 'n dokter op die vlug is nie. En hulle kondig aan, daar's iemand wat vermoedelik 'n hartaanval op hierdie stadium kry. Is daar enige mediese personeel op die vlug? En onmiddellik is daar 15 mans wat opstaan, almal mans. Al 15 van hulle, luister gou hierso, kardioloë. Op pad na 'n konferensie in Amerika, waar meer as 10,000 kardioloë reg oor die wêreld bymekaar kom. En onmiddellik is daar 15 kardioloë wat na die vrou toe hardloop en haar help, uiteindelik haar operasie daar in die vliegtuig gedoen het. Sy het veilig aan die kant geland, was 'n paar dae in ICU, later ontslaan met stents, en ek weet nie wat so goed is alles nie. Maar is dit nie amazing nie, dat hierdie vrou 'n hartaanval kry, en in een call word 15 ouens ge-energize, om te besef, hierdie vrou se behoefte is my passion, is my purpose, is my mission. Want, en daar's 'n hele berig in die Medical News Today, daaroor, want hierdie dokters het almal die Hippokratiese eed afgelê wat sê, onder andere dat 'n dokter het die morele verantwoordelikheid om eties verantwoordelik en met deernis in te tree in mense, in die nood van mense. En wanneer het hulle hierdie eed afgelê? Waarskynlik baie van hulle 10 of 15 jaar terug al lankal deel van die mediese professie gewees, gespesialiseer, 'n kardioloog geword, nou op pad, gedink ek gaan net vir 'n konferensie, en skielik is daar 'n behoefte, en daai vrou se behoefte word hulle ontsteking, word hulle passion, want daar's 'n belofte wat hulle gedoen het. Sê maar, kom ons bring dit terug na ons Christendom toe.
Toe ek en jy Jesus aangeneem het, het ons gesê, Here, ons beloof om agter U aan te stap en wat op U hart druk, dit druk op ons hart. As die wêreld vir U belangrik is, dan moet dit vir ons belangrik wees. Ons sal beslag moet gesels oor wat is op God se agenda? Wat lê swaar op God se hart? Vandag gaan ons maar stil staan by om 'n verlore gaande wêreld weer na Hom toe te bring. En hoekom kom hulle nie by Hom uit nie? Ek dink is omdat ons self nie praat nie. Omdat ons self nie doen nie. Omdat ons as gelowiges onsself so half toesluit in 'n ghetto en sê maar ons bly op ons eie, niemand moet vir ons sien nie, ons wil niemand raak nie. En ons job is eintlik juis om te gaan vertel, om die nood van die wêreld raak te sien. Die dokters is onmiddellik bereid, yes, hier's 15 van ons. Christene, ons sit oormowwe op. Praat nie oor hom nie. Sê niks. Fluister net so 'n bietjie. Want ek is nie opgelei genoeg nie, nie toereikend genoeg nie, ek is nie toe genoeg. En so het ons 'n klomp verskonings, en die wêreld ly daaronder. Ek dink is tyd dat ons weer Jesus se naam famous moet maak. Dis ons mission, om te sê, maar daar's 'n God, en dit sê ek en jy nie, maar ek en jy wil heenwysers wees, rigtingwysers wees, om by hom uit te kom. So ek wil 2 uitdagings vir jou gee vanoggend. Omdat ek weet, ons sukkel om hierdie ding te kan doen. Nommer 1 is, gebruik jou storie, om God se storie te vertel. Weet, 'n storie is 'n wonderlike ding, en almal van ons het stories. Nou moet ek eers gou dit sê, party van ons het lekker opwindende stories, nê. Jy het 'n aangrypende lewe, en jy het ook die vermoë gekry om jou storie nog lekkerder en groter te vertel as wat regtig waar is. Maar dis die manier hoe jy doen, en jy's 'n storieverteller. Daar's 'n paar van ons wat op die verhoog het kan doen. Daar's ander ons wat dit rustig oor 'n koppie tee kan doen, of oor 'n glasie wyn kan doen, maar ons het almal die vermoë om stories te vertel, en ons eie stories te vertel, en al is jou storie boring, en al is daar niks wow daaraan nie, is dit nog steeds belangrik om daai storie oor te vertel, want stories is 'n stukkie van jou persoon, wat jy share met iemand anderster. En dit is nie om net vir die ou daai kant te vertel wie jy is nie, maar is eintlik om en hier's 'n belangrike ding, luister baie mooi, dis eintlik om 'n dialoog uit te nooi. Eintlik nooi jy die ander persoon uit, ek wil jou storie ook hoor. En ek wil vir jou vertel wat is God se storie oor dit alles, maar dit begin by joune. Wie jy is, en wat jy gedoen het, en hoe dit met jou gewerk het, en dis partykeer boring, maar dis persoonlik, omdat jy iets van jouself share. En ek dink is so crucial, dat ons almal ons stories met mekaar kan deel. Dis trouwens, hoekom ons 'n kerk is, want jy weet daai een ding in die Nederlandse geloof, in 12 artikels, ek glo in die heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die mense wat saam is, wat share, gemeenskap het, oor wie hulle is, en hoe God met hulle pad geloop het. En onmiddellik dink ons, o genade, ek weet nie heeltemal hoe hierdie ding moet werk nie, hoe vertel mense storie? Maklik, hier kom hy. Jy begin by, ek was, en dan gaan jy na en toe, en dan gaan jy na en nou. Easy, hè? Was, en toe gebeur iets, en kyk wat is ons nou. Party huge stories, hair-raising stories, waar jy was, waar jy in addiction was, waar jy besig was om te sondig, waar dit terrible was, waar alles die mekaar geval het, en dis bad, en dis sad, en dis slegte goeders. Party se stories is baie boring. Ja, ek het maar 'n alledaagse lewe gehad, daar was nie regtig sin in my lewe, en ek het maar rondgevlout, en so, en jou bord storie, en jou boring storie, is eintlik deel van die storie. Dis eintlik deel van die was storie, waar baie mense in is. En dan kom jy en toe, waar God ingetree het, en gesê het, maar kom raak jou aan, of dit nou is hier 'n teksvers, of 'n preek, of 'n kamp, of 'n song, of 'n gebeurtenis in jou lewe, maar iewers het daar iets gebeur, wat God jou lewe kom, omdop het, omdraai het, die Damaskus ervaring gehad het, en dan is daar 'n laaste deel van die storie van, en kyk waar is ons nou. Nie dat ons sondeloos is nie, maar dat ons minder sondig. Not sinless,
but sinless. En is almal daai storie. Die interessante, daai teks ek vir julle aangehaal het, ek het gekom te soek en te red wat verlore is. Weet julle waar staan dit? Dit is in Lukas 19. Maar weet julle wat is die verhaal in Lukas 19? Die verhaal van Saggeus. Die eerste klomp verse, vers 1 tot 9, gaan oor Saggeus, wat gehoor het, Jesus kom al verby, gedink het, maar ek wil hierdie ou ontmoet. Nee, ek wil nie ontmoet nie, ek wil net kyk wat hy doen. Ek wil 'n toeskouer wees. En om 'n toeskouer te wees vir hierdie ouetjie, was nie moontlik, hy was maar 5 voet lank gewees. So hoe gaan hy nou 'n toeskouer kan wees? So ek maak 'n plan, ek klim in 'n boom. En Jesus stop onder die boom en sê, jy is nie meer 'n toeskouer nie, maar van nou af gaan jy 'n deelnemer wees. En hy is so uit die veld geslaan, dat hy nie kan glo wat gebeur nie. Hy word net 'n deelnemer nie, maar hy word nogal uitgenooi na sy eie ete toe. Jesus sê vir hom, ek kom by jou eet. Jy het nie geweet nie, maar ek is 'n gas by jou. En daar aan tafel sê hy, Here, ek gee alles wat ek onregmatig bymekaar gemaak het, gee ek weg. 2-3 dubbel terug, Here. Ek wil net skoon kom. En dan dink ek, kyk Jesus na die hele verhaal wat hy nou net nie vertel het nie, maar geleef het en sê, julle sien, ek het gekom om ouens soos Saggeus, en nou kan julle na al die verhale gaan kyk in die Bybel, die blinde man, die melaatse manne, ek het gekom om hulle te kan red. En ek het ook gekom om julle te kan red. En dan sê hy in Handelinge 1 vers 8, die job gaan nou na julle toe. Julle moet dit gaan vertel, ek gaan nou daarby kom. Ek wonder of ons nie dalk iewers om ons self te probeer red, of ons eie skaamheid weg te steek, maar jy het besluit om stil te bly oor nie. Terwyl die Here wil hê, ons moet juist die storie gaan vertel. Jou storie kan lei tot mense wat sy storie snap. En dalk is jou storie nie flashy nie. Dalk verskyn dit nie volgende week in 'n of ander kerklike tydskrif nie, of op die voorblad of die agterblad van die rapport nie. Dalk is dit 'n baie gewone storie, maar moet nooit dink dat jou storie onbelangrik is nie. Dis juis 'n stuk dialoog wat moet plaasvind. Johannes vertel 'n mooi storie, sommer so reg in die begin van Johannes, waar Jesus, hulle moes eintlik nie deur Samaria gaan, hulle moes ombeweeg, maar hulle stap toe sommer deur, en hulle kom by 'n put, en hulle is dors, en honger, en die disippels stap dorp toe, en 'n vrou kom dan uit die put toe. En Jesus begin met haar, praat, gesels, vra vir haar vra. Uiteindelik word hierdie vrou se lewe, besef sy nie, word sy ingetrek in 'n debat en in 'n dialoog en erken sy, maar hier is die Messias. Dis van U wat hulle nog altyd gepraat het. En skielik word haar storie, of Jesus se storie, haar storie, en dan gaan vertel sy dit vir die dorp. Sy stap terug dorp, nee, sy hardloop terug dorp toe, los haar emmertjie net daarso, hardloop terug dorp toe en sê, hey, kom kyk, en hier kom die hele dorp na hulle toe, en Jesus word bekend gestel. Dis my en jou se job, om deur middel van ons storie, die wêreld van God se storie te vertel. Miskien is jy baie bright, jy kan vertel hoe die sterre werk, en hulle verduidelik hoe God se hand daarin is. Ander ouens kan dit dalk op 'n microbiologiese vlak doen, en sê maar, in hierdie kieme, en in hierdie, al hierdie biologiese en microbiologiese vlak, daar lê God se hande werk, dit kan waar wees. Ander ouens kan die boerdery beleef, kan besef dat 'n saadjie word geplant, en dan word daar gaan 'n plant oor, en dan kan jy dit later oes, en dan weer verkoop, en jy kan dit, ander ouens in die besigheidswêreld, daar's soveel plekke waar ons net God se hand kan raak sien, en dit kan oorvertel in die wêreld. So hoekom swyg ons? Omdat ons bang is? Omdat ons dink ons gaan belaglik gemaak word deur die wêreld? Die kanse is goed hoor, dat die wêreld vir jou gaan lag. Ek glo in God wat die hemels en die aarde gemaak het. Come on, daar's ander teorieë op die mark. Dis baie ander maniere wat, nee, ek kan nie daaraan glo nie. Op 'n Sondag kerk toe gaan, jy's mal in jou kop man.
Die shops is al lankal oop, die golfbaan en die viswaters ook al. Jy kan nou gaan kerk toe gaan nie. Hoe kan jy nou sê maar jy leef anderster as ander mense? Praat saam met ons man, drink saam met ons, doen saam met ons. Die mense gaan dink jy's stupid om te doen wat jy nou doen. So jy kan belaglik gemaak word. Dis die moontlikheid is daar. Jy kan voel ek is ontoereikend, ek is nie goed genoeg nie, ek het nie genoeg kennis nie. Jo, kan dit waar wees? Laasweek, kan ek weer teruggaan laasweek toe. As jy 1 keer 'n week Bybel lees, help dit jou niks. As jy 2 keer 'n week Bybel lees, ek praat nie van Sondag nie, jy self stiltyd met die Here doen, help dit jou niks. 3 keer, die naald skuif net dat jy begin groei. As jy 4 keer en meer Bybel lees, is daar reusagtige vordering. Ek het laasweek die statistiek aangehaal. 60% drop in addictions. 30% groei in selfbeeld. En hier is die belangrike een van vandag. 228% groei in terme van oorvertel. Jy kan net begin share as jy meer as 4 keer 'n week Bybel lees. Want waaroor hoe gaan jy dit alles doen? Jy het dan zilts kennis. Daar's niks nie. So hoe kan jy oorvertel? Maar as jy 4 dae 'n week met die Here besig is, dan kan jy bepaald iewers iets gaan oordra. 228% meer as wat jy 1 of 2 keer die Bybel lees. So dit gaan weer terug na waar ons begin, ons substance onder, ons stelsel, ons strukture onder dit. Is ek bereid om reg by hom te gaan leer? Ek gaan nie sinlus wees nie, glad nie. Maar ek gaan elke dag streef om minder en minder te sondig. Hier is uitdaging nommer 2. Bereik jou wêreld en daarmee saam sy wêreld. Kom ons lees Handelinge 1 vers 8. Dis met die uitstorting van die Heilige Gees. Maar julle, sê hy vir ons, sal krag ontvang. Die woord wat hy daar gebruik, krag is die Griekse woord dynamis. Julle hoor die woord dinamiet in. Julle sal hierdie explosive power ontvang wanneer die Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees in Jerusalem, Judea, Samaria en tot by die uithoeke van die aarde. Daai woordjie getuies is nie net die woordjie van kom ek vertel jou ietsie nie. Kom ek witness net voor ander ouens nie. Nee, die woordjie wat daar gebruik word is die woordjie martelaar. Jy sal 'n getuie wees, maar jy kan dalk belaglik geag word. Mense gaan vir jou lag. Mense gaan dink jy's stupid. Maar dis deel van die woord getuie wees, is om 'n martelaar te wees. En jy sê maar ek kan nie anders nie, ek moet vir God opstaan. En daar is sy agenda. Jerusalem, daar waar jy bly, in jou wêreld, daar moet jy optree. Enige plek waar jy is 'n kans om vir ander mense te vertel. So jy kan, luister gou hierso, jy mag dalk net die kans kry om met jou kinders daaroor te praat. In plaas daarvan om te sê maar, ja, ek het nou nie geld nie. Kan jy vir jou kinders sê, "Jo, ons is bietjie platsak hierdie maand, maar moenie waar nie, die 25ste is wanneer is Saterdag. Saterdag is die 25ste. Dan gaan ons weer iets hê. Dan gaan die Here weer voorsien. En dan gaan ons tiende gee want ons glo die Here gaan weer voorsien daarna ook. En soos dit 'n gesprek wat aan die gang kom in jou wêreld wat jy sê in Jerusalem. Maar ook in Judea in die streek waar jy is, selfs as jy by die Spur gaan eet. Dalk is die ou wat agter jou sit. Dink hy dis sy laaste maaltyd wat hy ooit by Spur sal kan eet. En hier kan jy kans jy sien hierdie ouens kry dit nie, weet jy net breed nie. Weet jy wat sy amazing geleentheid gaan wees as jy sy rekening betaal? Sonder dat hy weet. Sonder dat die ouens vir jou sê, dis hy wat betaal. Nie daai van vare nie. Maar in nederigheid, sommer net ietsie kan doen. Of by die kar wag, in plaas van 'n R5, vir hom 'n R50 te gee. Omdat jy baie het, nee, omdat hy het verdien, nee, ook seker nie. Maar sommer net jy weet, hierdie is dalk God se, hierdie is dalk die influistering wat ek moet hê, om met God te praat, om God se boodskap oor te dra. Selfs in Samaria,
selfs by die werk, waarvan jy nie hou nie, en tot in die uithoeke van die aarde. Dis jou wêreld wat groter gesien moet word as deel van God se wêreld, as van hierdie wye wêreld. En ons begin by klein plekkies. Ouens, jy hoef nie groot plekke te wen nie. Jy hoef nie op die preekstoel te staan en te kan verkondig nie. Maar by jou werk, by jou huis, oral is daar geleentheid om oor God te praat. As ons net van alledaagse talk, God talk kan maak. As ons net ons alledaagse gesprekke God include, hoe hy ons gesond gemaak het, hoe hy by ons is, daar's net iets wat moet gebeur, dat ons kan praat. 1 Petrus skryf dit so: In julle harte moet daar net heilige eerbied wees vir Christus die Here. Wees altyd gereed om 'n antwoord te gee aan elkeen wat van julle 'n verduideliking eis oor die hoop wat in julle lewe. Jy moet gaan sin en sê, as iemand vir my sal sê, wat maak jou anderste? Hoekom werk jy anderste? Hoekom is julle gesin anders? Moet jy vir hom kan sê, ek was, en toe, en nou kan ek nie anderste nie. Jy moet iewers jou storie gaan neerskryf vir jouself. Wat het God met jou gemaak? Waar was jy? Wat het hy gedoen? En wat het van jou geword? Ek lees iewers 'n boek wat iemand skryf, 'n vroue skryf. My job is to be obedient to God. His job, well, that's everything else. My en jou se job is om gehoorsaam aan God te wees. Ek is opgewonde oor volgende week. Verskriklik. Nie oor die preekreeks nie, glad nie. Dit ook, ja. Maar oor ons 400 wat vanoggend hierdie boodskap gehoor het, ek gaan vertel. Want dan gaan 400 mos nou 800 of 1200 of 1600 word. Want ons verstaan mos nou van, hy is die CEO, sy waarde is met liefde, en hy wil die liefde laat realiseer, deur wat te doen? Deur te gaan vertel. En ons gaan vertel. En ons gaan deel van God se mission word. En sy mission is om te gaan soek, te gaan red, die wat verlore gaan. Om op 'n mission, 'n crusade te gaan sê, maar ek kan nie toelaat dat ek dalk vanaand sal doodgaan en hel toe gaan, omdat ek te bang was, te lui was, te whatever was, om te kan praat nie. Ons mag nie meer stil bly nie, ouens. Ek verstaan die kerk is nie die perfekte organisasie nie, of organisme, of wat jy ook wil sê nie. Ek verstaan, daar is 'n klomp droogmaak tussen ons, en dat die kerk deel dikwels die boodskap van Christus penaliseer en selfs diskwalifiseer. Maar ek weet ook dat die kerk die voertuig is waarop God sy boodskap na die wêreld toe wil bring. Ons mag nie maar net hande gevou en sê, wel, ek het die boodskap gehoor, en dit is so lekker, mag ons lekker warm hier binne my nie. Ons moet uitgaan en gaan wees waar Jesus sou wees, van 9:30 af, op 'n Sondagoggend, tussen 8:30 en 9:30 waarskynlik in die kerk, om toe te rus. Maar daarna vaar hy die strate in, en gesoek uit die Melaatses, en die Saggeese, en die Paulusse, en die Gerards, en die Suiderlig lidmate, en die ouens wat buitekant die gemeentes is, en buite die kerk is. Ons mag nie stil bly nie, want dis u mission, Here. Dis u fokuspunt, is mense wat flenters is, mense wat verwaarloos is, mense wat op pad hel toe is, en dis wie u fokus. Here, leer ons asseblief om daai selfde fokus te hê, om halleluja te sing daar buitekant, en vir die wêreld te gaan vertel. Amen.
Kom ons staan nog, ek wil ons die seën uitspreek. Mag die genade van die Here Jesus Christus en mag die liefde van God wat ons Vader is en mag die Heilige Gees se teenwoordigheid by ons wees en bly, sodat ons sal voortgaan om te sê Halleluja. En ons sal dit hard en duidelik vir die wêreld uitbasyn. Go tell the world. Amen.